Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings in die begin van 'n nuwe jaar. Kyk ons na die vrees vir die Here. Wat beteken dit om die Here te vrees? Vanoggend lees ons saam uit Johannes 19 en dan 'n vers uit Jesaja 33. Johannes 19, die eerste 11 verse. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en aangehou sê, "Gegroet koning van die Jode." En hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom na buite en vir hulle gesê, "Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Jesus het uitgekom na buite, met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om hom. Pilatus sê toe vir hulle, "Kyk die mens." Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu, "Kruisig, kruisig." Pilatus het vir hulle gesê, "Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom toe, "Ons het 'n wet en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. Hy het die pretorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê, "Vanwaar is u?" Jesus het hom egter nie 'n antwoord gegee nie. Pilatus sê toe vir hom, "Praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag om u te laat kruisig nie?" Jesus het hom geantwoord, "U sou geen volmag oor my gehad het, as dit nie van bo gegee is nie. Daarom is hy wat my aan u oorgelewer het, aan 'n groter sonde skuldig." Jesaja 33 vers 11. Julle raak swanger van droë gras, gee geboorte aan kaf. Julle asem is 'n vuur wat julle sal verteer. Geliefdes, vyande is skrikwekkend. Dikwels word hulle as vreesaanjaend uitgebeeld. Selfs die duiwel word in die Bybel vir ons verskoon tog. Ek wil kyk of ons 'n verskil kan maak hier. Selfs die duiwel word vir ons in die Bybel as 'n listige slang, as 'n brullende leeu, as 'n magtige draak uitgebeeld. Ja, ons vyande is nie vlees en bloed nie. Maar soos die woord sê, ons vyande is heersers en owerhede en kosmiese magte oor die huidige duisternis, die geestelike magte van die bose wat in die hemel is. Dit is parafrase van uit Filippense. Wanneer jou vyande, wanneer my vyande, jou vyande, die duiwel, die wêreld, wanneer ons eie sondige self ons dreig, waar soek ons hulp? Op wie of op wat vertrou jy? Psalm 121, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Ons moet op die Here vertrou. Hoe skrikwekkend en hoe boos ons vyande ook al mag wees, hulle is bloot gereedskap in die hande van die Here. Ons vyande word beperk. Waarom? Omdat hulle binne God se wil moet werk. Ons vyande word beperk deur sy wil en sy krag. Wanneer die Here klaar is om hulle vir sy doeleindes te gebruik, dan verpletter hy hulle, dan vernietig hy hulle. Christus self, hier waar ons gelees het voor Pilatus gestaan. Pilatus wat hom kon vrylaat of kon laat kruisig. En dan sê Jesus vir hom, Pilatus, jy sou glad nie oor my 'n sê gehad het, jy sou glad nie
oor my gesag gehad het, tensy dit vir jou van bo af gegee is nie. Pilatus was Christus se vyand in God se hande om reddende geregtigheid te bewerkstellig. In Pilatus se onregverdige veroordeling van Jesus, het hy die Here Jesus gestraf om ons te red, jou en my te red, en 'n vyand te gebruik om dit te doen. Dis hoe die Here werk. Party daar sien ons dit ook in die geskiedenis van Juda. Party in Juda het gedink dat hulle die hulp van Egipte kon kry. Ander het gedink dat hulle kan beroep op Assirië. En een van die nasies kon hulle help nie. Assirië sou uiteindelik vernietig word, selfs Babylon sou vernietig word. Jesus Christus het die duiwel verslaan. Hy het die wêreld oorwin. Jesus Christus het vir sonde betaal, sodat sonde nie meer heerskappy oor sy volk het nie. Die vernietiger, Satan, is vernietig. Kom ons bid vandag vir verlossing van ons vyande, so aan die begin van 'n nuwe jaar. Kom ons bid vandag vir God se regverdige straf van die goddeloses, maar kom ons bid ook dat ons self geduld sal hê en vertroue sal hê en hoop sal hê, wat daar alleen in Christus is. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Hemelvader, Here, ons kom vandag en ons kom loof en prys U in die begin van 'n jaar. Loof en prys U dat ons weet die vernietiger, ons vyande, die Satan, die wêreld daar buite, ons eie sondige self is vernietig, omdat Christus oorwin het. Dankie dat ons kan bid ook vir verlossing van ons vyande, daar waar ons elke dag nog hierdie vyande in die gesig staar. Dankie dat ons van kan bid, Here, dat goddeloses gestraf sal word, maar dat ons ook vandag kan smeek, Here, gee aan my die geduld en die vertroue en die hoop in Christus en in Hom alleen. Ons wil U loof en prys, want U is goed en U is groot, van nou af tot in ewigheid. Amen. Vanoggend sing ons saam lied 389 en ons sing vers 1 en vers 2.
Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Psalm 58, wanneer ons verder praat oor die vrees van die Here. Mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê, tot ons mekaar môreoggend om 6:00 weer sien. Totsiens.